I will bow my knees before you, Lord, with a heart of worship, my life restored. In your presence, grace and mercy flow. I surrender all to you, I will go. Ons gee aan Koning Jesus al die lof en eer dat hy regtig opgestaan. Hy lewe tot in alle ewigheid en dit staan vas. Dit staan vas. En dis wat ons vanoggend hier doen om hom die eer te bring dat God die Vader deur sy Gees opgewek het. Amen. Net voor ek bid, ek wil dit sommer aan die begin sê, jy is baie besonder vir Jesus Christus. Jy is regtig baie lief. Voel jou omstandighede ook hoe, al lyk dit ook hoe, jy is besonders vir die koning van die konings. En hy het dit alles gedoen, sodat jy vandag kan lewe, en lewe in oorvloed kan hê. Maar kom ons bid saam. Vader, ons woorde is werklik maar net te min om aan U al die eer, lof en aanbidding te bring. Vir wat op Paasnaweek gebeur, kruisiging en Sondagoggend die opstanding. Ons het regtig die woorde, Here, maar ons kan uitroep, my Here en my God. Dankie, dankie Jesus. Maar op grond van die opstanding, dat Jesus opgestaan het, dat ons kan woord bedien, dat ons oor Christus kan praat. Graf is leeg. Die graf is leeg. Hy het waarlik opgestaan. Mag U vanmôre, Here, uit ons lof aanbidding en ons prys in U, mag U al die lof uit ons hart ontvang. Help ons vanoggend om God te eer en te prys en te aanbid. Help ons, Here, kom beweeg onder die lofsange van die mense, terwyl ons prys en eer en ons wil al die lof en al die aanbidding, al die eer aan die koning van die konings bring. In Jesus naam. Amen. This is the day that the Lord has made.
Praise Here, Vader Paulus sê dit so mooi, hy sê, ek wil hom ken in die krag van sy opstanding. Wat Jesus ken, intiem ken, in die krag van sy opstanding. Laat dit so wees oor elke gelowige in hierdie tyd, en terwyl U so besig is met die kerk en die mense, Here, vra ons, Here, bring ons in 'n besonderse diepe kenverhouding met U, in die krag van wat Jesus gedoen het, in sy opstandingskrag. Ek bid, Here, vir elkeen 'n besonderse naby verhouding met U, Vader, deur Jesus Christus, vir elke kind van die Here, vir elkeen wat sê, ek glo Jesus Christus, nog nader na hom toe, nog meer van sy liefde, nog meer van Jesus Christus. Dankie, Vader, ons bid dit in Jesus wondernaam. Amen. Prys die Here. Baie dankie. Jy sit by hier. Baie dankie. Prys die Here. Baie dankie. Loof die Here. Hy het opgestaan en hy lewe tot in alle ewigheid. Prys sy wondernaam. Ek wil graag vir jou lees of daaruit gedeelte, so 3 gedeeltes met jou deel. Kom ek lees dit vir jou ietsie wat iemand het geskryf het. Hy het die volgende geskryf, hy sê, dit het nou nog dit gaan nog oor Jesus Christus tot en met sy opstanding. Hy sê, met sy lijk wat in die graf van Josef van Arimatea neergelê is, en die grafiek van Jesus se vernedering sy dieptepunt bereik. Sy hele lewe lank was 'n pad van vernedering vir die almagtige Skepper om in 'n fetus in 'n jong meisie te word, 'n babatjie wat van sy ma afhanklik is, 'n Peter wat val, bloeiend by sy huis partykeer opdag, alles deel van sy menswees. Uiteindelik gee hy homself oor gewillig in die hande van sy eie mense. Hy word uitgelag, gevange geneem, gespot, gemartel en dan aan 'n standbeeld dood van 'n misdadiger, naak en snakkend na asem opgehang. Dan word hy begrawe in 'n geleende graf, 'n koue lijk. Daar in Jerusalem en in Betanië sit sy verwarde, verdwaasde disippels en vriende en sy ma, 'n vrou met 'n swaard deur haar siel. Dis die einde, ja, die einde van sy pad van vernedering. Nooit sal hy hierna weer verneder en mishandel word nie. Baie vroeg daardie Sondagoggend het een van die kragtigste, mees aardskuddende en doodryk ontwriggende gebeurtenis van alle tye plaasgevind. Matteus 28:2 stel dit so: en daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Kragtige gebeurtenis, eintlik 'n kragtige ontploffing, as jy dit so wil sê, gebeur in die graf by Jesus. Toe God sy Heilige Gees stuur en dit Jesus kragtig opwek. So kragtig sê die Bybel dat daar 'n aardbewing plaasgevind. Treffend dat toe Jesus sterf op Golgotha, toe daar 'n aardbewing. Dat selfs dooies uit die graf te opstaan en weer eens met sy opstanding is daar weer 'n aardbewing. Dit alles die kragtige gebeurtenis van Golgotha en Sondagoggend, die opstanding. Net so tussenin. Dis hoekom gelowiges eintlik al vanuit die Nuwe Testamentiese tyd van Handelinge op 'n Sondag, die eerste dag van die week, bymekaar kom en God aanbid. Dis daarom dat Jesus het opgestaan die Sondagoggend. Ek wil nie dit oor dit gaan, ek weet, die tye waar ons leef, waar daar baie vrae en dinge gesê oor dit, maar dis wat gebeur het, sy kragtige
opstaan, treffend dat 'n engel kom en die klip wegrol. Nie dat Jesus nie, toe Jesus aangeraak word en hy in sy verheerlikte bonatuurlike liggaam daar opgewek het, sien ons later in Handelinge dat hy kon deur geboue stap. So hy kon eintlik in die graf, sonder dat die klip weggerol word, kon hy uit die graf uitstap in sy verheerlikte vorm. Maar die klip is weggerol sodat die mens kon ingaan en sien die graf is leeg. Prys hom. Kan ek dit net so vir my en jou sê as kinders van die Here, of ons nou redekabel oor dit, en deesdae die baie vrae, wat daar nog steeds gesê word, hy het nooit regtig opgestaan nie. Die getuienis is oorweldigend, ons Here het opgestaan. Paulus gaan verder, hy sê, as hy nie opgestaan het nie, sou ons nie kon preek nie. As hy nie opgestaan het nie, sou ons nooit kon verkondig nie. Hy het waarlik, maar waarlik opgestaan. En ek hierdie gedeelte Romeine 8 vers 11 vir jou lees. Ek gaan so 8 dae verder wil ek graag iets uitlig oor die wat gebeur het na sy opstanding vanoggend. Maar kom ek lees uit Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon. Ja, staan besonders nie. Dieselfde gees van God wat Jesus kragtig daai oggend aanraak en hom opwek en hierdie kragtige ontploffing daar in die graf gebeur. Sê is dieselfde gees in jou woon. Nou moet jy mooi luister. Want ons sê so baie, dis net hierdie lewe. Ja, gewoon, doen alles wat jy kan doen in hierdie lewe, want jy het net hierdie een lewe. Ek het maar net die een lewe in die liggaam. Binnekort word hy afgebreek. Stap ek uit hierdie tentwoning in, op grond van wat Jesus gedoen het. Sê, as hierdie gees in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. En dan gaan dit nog verder, die Heilige Gees seël ons, jy ken. Hy seël ons tot en met die wederkoms van die Here. Prys die Here, loof die Here, die goudgoede, en die artritis goede, en die sieke goede, en die drankopgoede, die goede is maar in die liggaam in ons. Dokter dit, en ja, prys God, hy genees ons, en hy al die dinge, dus word siek, maar prys God, niks kan my skei van die liefde van die Here nie, nie dood nie, nie siekte nie sterfte nie kanker nie. Prys die Here, lyk wees al dit ek wat opgewonde raak, ek sê nou so 2, 3, niks van die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, woon binne in my. Prys die Here. Is die gees van God nog in jou lewe kragtig, kind van Here gelowige? Ons staan op die opstanding, dieselfde gees wat hom uit die dode opgewek het, woon binne in my en jou. Hoekom twyfel jy so? Hoekom raak jy soms so bang oor die toekoms en hierdie dinge? Dieselfde gees wat Jesus uit die dode opgewek het. Amen. Prys die Here, Ron, jy kan maar sagter stel as jy moet. Ek moet dit uitgil, dat almal dit hoor, dat my stem dit hoor, my ore moet dit hoor, ons geloof het, en die demone moet dit hoor, die gees van mense moet hoor, hy woon in my vyand, in Jesus naam, dieselfde gees. Prys hom, dis die ander gees, dieselfde gees. Halleluja. As ek nou 20 was, het ek boop die kansel gespring. Prys hom, as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, is 'n waarborg, is 'n stempel. En dit het niks te doen oor hoe jy voel nie. Dit het niks te doen oor, die duiwel was los. Ek weet, dit gebeur met ons almal hoor, ek sê maar nie. Dit het niks te doen met hoe ek voel, en hoe my omstandighede nie, dis vasgemaak, dis 'n waarborg, as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon, sal hy jou sterflike liggaam lewend maak. Glo dit. Amen. Dis hoekom ek uitbid oor die gemeente, oor my lewe, soos ek Dawid, ek kan
en alles verloor, maar moet ek net nie dat ek Jesus verloor het, moet ek net nie dat ek die Gees, Here moet net nooit die Gees van God van my wegvat nie. Hy oortuig, en hy praat, en hy werk in my, en selfs die dag as ek my fisiese kop neerlê, dan is dit daar dieselfde Gees van God, wat my lewend maak. My Pa, die Here God, staan by my laaste minute op hierdie aarde. Prys hom, en as ons nie sterf voordat Jesus terugkom nie, sê die Bybel in 'n oogwink, in 'n oomblik van tyd is Jesus, as die bassein blaas, gaan ons opgaan saam na hom toe, en soos hy is in 'n oogwink verander, in 'n verheerlikte liggaam soos hy. Amen. Prys die Here, ek sal maar deur 'n muur hol. Prys sy naam. Halleluja. Kinders van die Here, jy kan dit glo, dis vas. Lees nou hierdie gedeelte 1 Korintiërs 15, 3-6, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broers tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het, daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my, as die ontydige geborene. Soveel getuienisse, hy het opgestaan, hy het verskyn, die getuienis is oorweldig, maar prys God vir wat hier gebeur. Ek wil graag aanskuif na 8 dae verder. Daar dieselfde aand wat Jesus opgewek is, hy het ons nog op die aarde beweeg en sommer net verskyn aan hulle, maar hy selfde aand verskyn hy aan die disippels wat hy homself aan hulle wys. Weet hoe Maria gaan en moes vertel het en verkondig het, of gaan sê het vir die broeders, en Jesus wat aan haar verskyn het, en wat sy gedink het, is die tuinier, ken daar die storie, wat Jesus wat sê, maar moenie ween nie, en dis ek het opgestaan, en vertel vir die broeders, daardie aand verskyn hy, en hy vertel aan hulle die eerste aand aan sy disippels. Maar toe gebeur daar 8 dae verder weer iets, maar op daardie aand wil ek gou ietsie net vir julle lees. Johannes 20, 24-29, en Thomas, een van die 12, wat Didymus genoem word, was nie by hulle toe Jesus gekom het. En die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek net in sy hande die merk van die spykers sien, en in my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand steek in sy sy nie, sal ek nooit glo nie. Net gou, gaan nou verder, is dit gou, dit is nog al hartseer om te dink dat Thomas, wat ons ken as die ongelowige Thomas, dis soos ons hom nou noem. Die Bybel sê, dat hy was nie daar, toe Jesus gekom het. En dit is nou net treffend dat die Bybel nêrens vir ons sê waar hy was. Miskien in daai tyd, want kort na Jesus se opstanding het kort die vervolging moes sommer begin al opstaan volgens geskiedskrywers teen die disippels en teen die Christen. Geweldig. Miskien, want hulle was toegesluit, die disippels het hulle gaan toesluit toe Jesus verskyn. So miskien was Thomas maar net nie, hy het homself maar aan een kant hou. Hy was dalk bang vir die vervolging. Miskien hulle was vissermanne, baie van hulle, miskien het hy daardie dag maar liewers gaan visvang. Dit is treffend dat by tye, en ek wil dit so insit, dat daar 'n tyd is wat God wil verskyn aan mense, in hulle teenwoordigheid wil wees en iets wil doen. Maar dan is Thomas nie daar. En ek weet, ek spring nou verder, kan dit wees dat daar tye is, dat wanneer die gemeenskap van gelowiges by mekaar is, en daar die corporate anointing is, waarin hy sy gees werk, met sy woord of sy heilige gees, of musiek, of getuienis, of hoe, dat baie nie daar is, wanneer hy daar is. Nou die eerste ding, pastoor moet nou nog net nie vir my sê, kerk bywoning vat my hemel toe nie. Ek weet, kerk bywoning vat jou die hemel toe nie. Maar
Paulus is duidelik, moenie die onderlinge byeenkomste verwaarloos nie. Miskien, en ek gaan nou verder net iets sê oor wat die Here doen oor die gebeure van Thomas, maar ek wonder baie as Thomas daar was, dan was hy dalk nie die ongelowige Thomas genoem. So daarom moet ons fyn luister, selfs met byeenkomste, selfs as ons by mekaar kom, dat ons nie op ander plekke is nie, want God doen versekerlik in jou binnekamer iets alleen, sê die Bybel, gaan in jou binnekamer, soek daar God, waar niemand jou sien nie, en daar sal hy jou verhoog en jou iets in jou lewe doen, daar waar jy niks kan voordoen nie, maar verseker is hy ook die God van die byeenkoms van gelowiges, ook daar wil hy vir hulle wys, dis ek, Jesus, ek het ons dit lang gesê voor die kruisiging, ek gaan opstaan, disippels baie, maar daar verskyn hy aan hulle, kind van die Here, wees sensitief ook vir die samekoms van gelowiges. Die samekoms van mense, ek sê weer, wonder hoe sou Thomas bekend gestaan het, as hy daardie aand daar was, as hy daardie selfde dag daar was. Ek sê weer, die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand steek in sy sy nie, sal ek nooit glo. Ja, hy wil dit sien, hy wil dit vat, hy kon nie, en onthou net, hy was deel van die disippels, hy is een van die disippels, wat het moes gehoor het, toe Jesus praat oor dit, wat gesê, dit en dit gaan gebeur. Daarna sê, en 8 dae daarna, was hy die disippels weer binne, so dieselfde dag wat hy opstaan verskyn het, Thomas is daar nie, en 8 dae verder, Thomas nog weer altyd ongeloofig en twyfel, 8 dae later, sê die Bybel, was sy disippels weer binne, en Thomas, hierdie keer by hulle, Jesus kom toe, terwyl die deur gesluit was, en staan in hulle midde, en sê, vrede vir julle. Prys God. Is daarom 'n goeie God wat ons dien. Miskien voel jy partykeer hy los jou van die stelling, hy stel so belang in jou. Stel so belang. Staan met sy disippels. Hierdie keer is Thomas by en hy sê vrede vir julle. Dit moet dan kragtig wees as die koning van die konings vir jou roep. Vrede vir julle. Prys God. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, van die kragtigste woord, nou moet jy net gehoor die, ek wil net hierdie dink net die Jesus, hierdie twyfel Thomas. Hy sê ek glo nie, as ek nie voel en sien en vat nie. Stop, dit klink. Okay? Ek glo as ek Jesus is weer daar toe. Maar dink net hoe genadig hier die Jesus is. Dat sê, maar ek gaan weer verskyn, en nou is almal by mekaar. En nou kom Thomas, kom, voel, en vat, en jy moet gelowig nie ongelowig wees nie. En hy doen dit. Maar dan roep hy iets uit, wat een van die kragtigste stellings is, wat 'n kind van God sekerlik kon maak, en dwars in die Nuwe Testament betyding uitgeroep het, my Here en my God. Prys God. Stryk van toe God kan iemand van geloof na twyfel en terug na geloof toe vat. Hy was 'n disipel, kan ek dit so stel, treffend, my Here en my God. Nou, hy moes nou sien. Hy moes dit nou sien en maar hoor net hierdie mooi belofte. Dis nou baie sterk vir my en u, die krag in dit. Hy sê, omdat jy my gesien het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Prys God. Prys die Here. Prys God. Dit is besonders. Daar is iets besonders oor
jy wat hom glo, salig is jy, wat dit nie eens gesien het en dit nie so beleef het nie, en glo, dis bemoedigend. Prys God, prys die Here, glo jy, Christus het vir jou gesterf, glo jy, hy het opgestaan, glo jy, hy lewe. Jesus sê, salig is hulle, wat dit nie gesien het nie, en geglo het. Prys die Here, prys sy naam. Dis hoekom ons met daar moet wees, as ons die Here saam dien. Dit bou geloof, sê die Bybel. Terwyl jy woord hoor, bou dit jou geloof. Hoe bou my geloof? Die aanhoor van die woord, sê die Bybel. Dit bou my, dit is Jesus stryf, en dit kom so 'n paar punte net met dit uitlig in 'n paar skrifte, dan sluit ek af. Prys God, Jesus ontmoet ons in ons twyfel baie kere. En ons twyfel toe besluit die Here, nee, Thomas is daar en hy wil nou voel en sien en nou sy ongelowige Thomas, maar ek gaan weer verskyn. Ek gaan hom weer ontmoet. Ek gaan julle weer wys, dis ek. Hierdie keer sien jy. Hierdie keer kan jy sien, dis ek. Judas 1 vers 22. En dis nou vir my nie. En oor die wat twyfel, moet julle ontferm. Wie ken partykeer iemand wat twyfel? Twyfel jy partykeer? Hy is baie keer aan die agterkant so. Hy het hom ontferm oor Thomas, wat nie geglo het, hy wou sê. En as hy so goed, hy sê, ek stap in jou lewe, sommer fisies, ek stap in jou lewe, dat jy glo, dis hoekom 'n ontmoeting met die koning van die konings so treffend en kragtig in ons lewe is. Dis hoekom, en ek sê dit maar weer toe, want daar was 'n dag lang terug in my lewe, wat ek 'n ontmoeting met hierdie Jesus gehad het, nie net gehoor het of gesien het, of goede en teologies, en hierdie iemand het gesê nie, nee, hy kom instap in heel sy lewe, en ek het hom gevoel en beleef en gesien in my gees, hy was daar. Hy is die genadige God, wat ons in ons twyfel ontmoet. Dis hoekom as jy twyfel, sing maar net, dis dit. Ek het nooit gesê, dis hoekom, prys hom net, loof hom as jy begin twyfel, dan stap hy in, is dit weer. Hy ontmoet ons in ons twyfel. Ek weet nie wat ek wil sê, geloof gaan verder as wat ons sien. So, kind van Here, dis vir ons, hy sê vir Thomas, jy glo nou wat jy sien, maar salig is hulle wat glo sonder dat hulle gesien. Salig is 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie. Dis 'n geheim. Dis een van daai geheime wat ons moet snap in die Here. Ons leef as kinders van God en nie wat ons sien. Want wat ons sien maak ons baie moedeloos. Dis 'n bankrekening maak ons baie moedeloos. Prys God, ek het 'n vrou vir 'n boete hoor. Ja, ek verstaan nie hy goede nie. Want ek hom so kyk, maak niks sin. Maar prys God. Ek doen wat hy ook sê met my finansies, prys God. Ek glo hom. Ek leef in geloof en weet jy, die geloof is nie maar net 'n onsigbare slaan nie. Dis op wat God se woord sê. Ek glo wat sy woord sê. Daarom kan ek sê, voordat ek sien, glo. Prys hom, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon. Loof die Here. Net nog so 2 of 3, dan sluit ek af. Twyfel kan lei tot dieper geloof. Thomas verhaal eindig nie in twyfel nie. Dit eindig in aanbidding. Dit eindig wat hy uitroep, my Here en my God.
in sy twyfel. Hy roep uit, maar Here, ek dink hier binne was iets van jammer, Here, jammer. Jammer dat ek nie geglo het nie. Jammer dat ek daai opstandingsdag nie daar was nie. Jammer dat ek vis gevang het of gewerk het of my eendag gesit het of my dinge bo U gestel het. Jammer dat ek bang was of rondgehol het. Jammer, Here. Maar nou sien ek. Twyfel lei tot dieper geloof. Een van die kragtigste belydenisse, my Here en my God. Dis 'n boodskap. Die verhaal van ongelowige Thomas is 'n boodskap van as julle my soek, sal julle my vind. Jeremia 29:13. En julle wat my soek en vind, as julle na my vra met julle met jou hele wese. Prys God. Wees sensitief vir wat die Here wil doen. Jy wil seker hoe speel. Moenie ongelowig wees nie, kind van Here. Wees gelowig. Glo wat God gesê het. Dis vas. Glo wat hy gedoen het. Dis vas. Glo dat hy sy wonder het daar vir jou genesing gekom. Al sou jy op eendag van siekte sterf. Vang jy dit? Iets van Thomas, hy was een van die getrouste van volgelinge van Jesus. Een van die binnekring van Jesus en hy slaan twyfel. So moet jy jouself so steenig as jy soms twyfel nie. Dit tref ons soms. Maar ek staan vinnig teen dit op omdat Jesus so gesê het. Ek staan dit vinnig teen omdat Jesus daar is. Ek buig my onder die gesag van die Here, sê sy woord, weerstaan die duiwel en hy moet wegvlug van my. Ek gaan met alles eerste na Jesus toe. Ek buig onder Jesus. Soms weet ons nie wat nie, ons weet nie hoe nie, ons weet ook nie hoekom hierdie goed ons so tref nie, ons weet nie wat nog alles gaan gebeur nie. Jesus sê dit gaan nog robber word op in die aarde, maar prys die Here, ek is met julle tot aan die volleinding van hierdie wêreld. En salig is jy wat nie gesien het nie en glo. Dit beteken eintlik geseënd is jy. Geseënd is jy. Kind van Here gelowige, geseënd is jy omdat jy glo. Prys die Here. Soos iets rondom dit. Geseënd is jy kind van die Here. Al sê jou verlede wat, al jy dan hoeveel dinge in jou lewe gebeur wat jou knou en seermaak en jy verloor. Geseënd is jy want jy glo in hom. Geseënd is die kinders van die Here. Geseënd is die volgelinge van die koning van die konings. Geseënd is hy want sy gees woon binne jou. Geseënd is van die Here is jy. Salig is jy. Salig is jy. Wat jy groot sal sien. Prys die Here. Salig is jy. Geseënd is. Geseënd is. Geseënd is. Oh, dat is iets besonders wonderlik dit. As ek iets op my hart van ek moet vir jou sê, nie so gelowig wees, maar nou wil jy vir iets dat die Here wil sê, jy is geseënd. Omdat jy glo. Stap dan. Stap dan. Prys die Here. As die Gees van hom. Wat Jesus in jou opgewek het. In jou voel. Prys die Here. Heilige Gees. Laat die mense dop met jou. Ek weet die mense wat baie seer gehad op jou gemaak. Wat gebeur so mense pad met mense stap, dan hoor jy die stories nie. Maar ek weet, jy sal verneder. Ek weet
jy het al seer gekry. Ek weet jy het al op 'n plek gesit wat vir jou voel in die hele wêreld en alles is teen jou. Omdat jy hom nie gelos het. Omdat jy toe jy daar in daai seer en benoudheid is en ure gehuil het, en maar weer teruggekom het na hom toe geseën as jy salig is jy. Wat geglo sonder nie gesien. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus. Seën asseblief vanmôre u geseëndes. Seën asseblief vanmôre u kinders. Dis mense wat sê so seën van God nodig oor my gesin, oor my kinders, oor my man, oor my huwelik, oor my omstandighede, oor die boeke wat jy wil klop, oor my werk, oor wat ek wil. Ek het so nodig, God se geseën, daai bepaal nie. Die wêreld sê as jy geld het, is jy geseën. God sê as jy myne, as jy Jesus het, is jy geseën. As jy my eerste stel, sê sy woord duidelik, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en die ander gee vir jou in oorvloed alles ander. Soos hy dit doen in jou lewe. Geseën is. Ek wil dit oor julle spreek soos Jesus as hulle kom staan het gesê het, vrede vir julle. Ek het opgestaan. Hier is die merke. Hier is die stikkende plekke. Geseëndes, vrede. Jesus, ek wil niks meer doen as om net die mense te sien. Waar jy beweeg, geseën sal jy wees in die stad, geseën sal jy wees buite die stad, geseën sal jy wees in jou huis, geseën sal jy jou koskas, geseën sal jy wees in jou kerk, in jou bediening, en in jou kinders, en in jou kinders, en in jou nageslags, tot in die duisende geslag, geseën wees. Want hy opgestaan. Prysom. Hy het besluit. Hy het besluit, is nie, ek weet het is, hy het dit gesê. Ons kom. Vader, dankie dat u die Gees net so tussen hierdie rye te weerstand. Geen engele aangaan ons bevel om ons te beskerm. Die engele stuur volgens Hebreërs wat sê hulle kom help die gelowiges. Hulle stuur die geeste van die gelowiges help met dit nou openbaar die gees tot die seëninge van die hemele oor die gesalfdes en die geseëndes. Halleluja. 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 Jesus.
Here seën jou en hy bewaar jou en sy hand is oor jou in Jesus naam. Mag jy hier uitstap in die krag van 'n opgestaane Jesus Christus deur sy Gees. En mag jy hom ken. Mag jy hom intiem ken. Mag jy hom nog dieper ken. UNESCO ken hom in die krag van sy opstanding. En stap in daardie oorwinning totdat hy terugkom. Jesus, ek bid dat hy opnuut nou die mense sal weer opnuut nou kom en hulle seël met die Heilige Gees tot die dag wanneer hy ons kom haal. Bid dit in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Baie dankie dat jy vanoggend saam met ons was. Net een afkondiging. Onthou volgende Sondag, gelukkig met meediens hier is volgende Sondag gesit. Met 'n afsondag, nie diens nie. Vra maar altyd as ons nie diens het nie. Hou sommer daar jou huis skerp of besoek 'n ander gemeente. Die Here jou wil lei. Maar die Sondag daarna gaan ons weer aan, maar volgende Sondag geen diens daar. Baie dankie die Here. Seën nie, gaan in vrede van koning Jesus.